Vanoggend is ons in die laaste deel wat gaan oor God se wil vir ons lewe. Enige iemand iets geleer sover? Okay, ek het. Alraai. So, wie van julle het daai vriend wat dit lyk vir jou of hy direk aan die Here gekoppel is? Dis iemand wat groot geloof het en dit lyk net as die persoon bid, dan word alles waar. Weet, as hy vra vir iets, dan gee die Here vir hom. As hy bid vir 'n teken, dan land daar 'n duif op sy kop, of wat ook al die geval mag wees. Want ek het ook sulke mense in my lewe, en dan partykeer, dan dink ek by myself, maar ek bid ook, en ek vra ook, en dit lyk of God partykeer nie antwoord nie. Dit gebeur net met ander mense. En ek probeer om te verstaan wat die wil van die Here is, en baie keer dan voel dit eerder as wat ek nou bid dat 'n deur moet oopgaan, dat God 'n deur toemaak of dat hy glad nie antwoord nie. En partykeer dan dink ons dat is dit as gevolg van dat daar sonde in ons lewe is, of dat die Here my nie hoor nie, is daar iets wat ek verkeerd doen, bid ek nie reg nie, want dit gebeur met ander mense, maar dit gebeur nie met my nie, of dit gebeur nie so gereeld met my, soos wat ons dit graag sal wil hê nie. Wat ons moet verstaan is dat ons het gepraat oor in hierdie reeks oor God se wil, en dat ons partykeer kan te veel druk op onsself sit, om te hoor dit wat God vir ons wil sê, en dat ons baie keer hom mis in die eenvoudige klein goed in die lewe, wat ons elke dag ervaar. En ek wil vir jou sê dat as jy voel dat God jou dalk nie antwoord nie, of dit vat lank, moenie dink dat jy ver buite God se wil is nie. Jy is heel moontlik baie naby aan hom. En in vandag se gedeelte gaan dit juist daaroor dat ons maak 3 kardinale foute partykeer wanneer ons dink aan die Gees of aan die wil van God vir ons lewe. So voordat ons begin, kom ons bid saam. Here ons God, ons dankie dat ons ook hier by mekaar kan wees om te hoor wat U vir ons wil kom sê rondom U wil en wat dit die invloed wat dit moet hê in elkeen van ons se lewe. En waar ons vanoggend ook gaan onderskei, Here, om te sien dat daar 'n sekere goed wat ons kan doen om U wil te keer in ons lewe, dat ons sal oop wees en dat ons harte sal oopmaak om te hoor wat U vir ons wil sê. Ek bid dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen. So net so vinnig, vir die van julle wat dalk so 'n bietjie gemis het, ons het begin, toe ons gepraat oor die wil van God. En wat ons moet verstaan van die wil van die Here, is dat daar is sekere vlakke, wat gaan oor, wat vir ons sê wat die wil van die Here is. Die eerste ene is dat ons gesê het dat God is soewerein. Met ander woorde, hy het 'n soewereine wil. Met ander woorde, daar is goed wat hy besluit het wat gaan gebeur, en niemand kan dit keer of kan dit stop nie. Toe het ons gepraat oor die morele wil van God. Dit is waar die Here vir ons sê, deur sy woord, hoe ons moet leef. So hy gee vir ons leiding om te sê dat ons heilig moet leef. En dan was daar die toelatende wil van die Here. Met ander woorde, daar's goed in ons lewe wat gebeur, wat God toelaat, maar wat nie altyd vir ons lekker is nie, of wat ons nie altyd verstaan nie. En dan is daar die persoonlike wil van God, wat sê dat die Here het vir elkeen van ons wat geroep is, en deur Jesus Christus het hy vir ons elkeen 'n goeie werk voorberei. Die goeie werke wat ons doen, red ons nie. Ons word gered deur geloof, maar die goeie werke is die tekens dat ons kinders van God is. Met ander woorde, dat die Here vir elkeen van ons iets voorberei het. En toe in die tweede week het ons gepraat oor, ons wil die hele tyd weet wat om te doen. Wat is dit wat God wil hê ons moet doen? So ons moet dit doen, ons gaan dit doen, ons gaan daar bly, ons gaan hier werk, en al daardie tipe van goed. En God het vir ons gesê dat dit gaan meer oor wie jy word, as oor wat jy doen. Dat dit gaan meer oor integriteit en heiligheid, dat dit maak nie saak wat ons doen nie, dat ons dit met integriteit sal doen.
Dat ons die mense sal word wat God wil hê ons moet wees, dat ons 'n verhouding met die Here sal hê en dat ons sal doen dit wat hy wil hê ons moet doen. En verlede week het ons gepraat oor dat God ons lei op verskillende maniere. So vir Paulus het hy gelei, hy het gesê daar's 'n oop deur, né, dat Paulus 'n geleentheid gesien het om die evangelie te verkondig. En dan was daar kere wat hy gegaan het om die evangelie te verkondig wat God die deur toegemaak het. En partykeer dan maak ons planne en ons word gefrustreerd want dit is wat ons beplan ons gaan doen, maar dan het die Here ander planne vir ons lewe en partykeer dan sê die Here vir ons, jy moet maar net eenvoudige besluit neem. Dis 'n daaglikse besluit wat jy moet neem en dan moet jy nou maar net besluit om iets te doen. En die kern van alles het gegaan oor die beginsel waaroor ons gepraat het is, vir ons om die wil van God te ken, moet ons die hart van God ken. En vanoggend gaan dit oor dat daar is 3 strikke waarin ons kan val wanneer dit kom by God se wil in ons lewe. Dis die slegte nuus. Die goeie nuus is dat as jy hulle kan herken, dan kan jy dit vermy. Okay, so die eerste ene is dat ons oorspiritualiseer God se wil. Nou dit is dan nou vir jou 'n vreemde ding vir 'n dominee om te sê, want gaan dit nie juis oor die geestelike nie. Gaan dit nie juis dat God is gees en ons moet op 'n geestelike vlak met God konnekteer om te hoor wat hy vir ons wil sê in ons lewe nie. So daar moet, as jy nou vanmiddag by die huis kom, nê, as daar nou 'n brandende bos agter in jou erf is, dan weet jy, dis 'n teken. Okay. Of daar word geskryf in die hemel, dit is wat jy moet doen. Of daar moet 'n stem uit die hemel uitkom en hy moet klink soos Morgan Freeman, nê? Dan weet jy, dit is God wat met jou praat. En ons oorspiritualiseer hierdie ding so dat ons die hele tyd op soek is na 'n teken. So een van my kinders, ek het nou die dag 'n interessante deel gesien. Dis hulle, as jy in 'n dominee se huis groot word, moet jy weet dat alles wat jy sê of doen as voorbeelde gebruik sal word in 'n preek. Okay? So as jy by ons kom kuier, weet jy's 'n voorbeeld. Right? En te sê een van hulle, ja maar as daar nou vandag 'n ladybird op haar hand kom sit, dan weet sy dat die verhouding waarin sy is nou op 'n einde. Toe sê ek, prys die Here. En toe stuur hy 'n ladybird. En toe hou dit nog aan vir 6 maande. Okay? So die tekens wat ons baie keer vra, is op so 'n manier dat ons wil hê dat God eintlik moet doen wat ons wil hê. Dat die tekens wat hy vir ons moet gee, moet bevestiging word van wat ons regtig wil hê. In plaas daarvan dat ons vir die Here vra wat hy vir elkeen van ons se lewe wil hê. So in Matteus hoofstuk 12 dan skryf Matteus daar, hy sê daarop het sommige van die skrifkenners, die skrifgeleerdes en die fariseërs het vir Jesus geantwoord en hulle het vir hom gesê, leermeester, ons wil graag 'n wonderteken van u sien om te bewys dat u van God afkom. En toe gee Jesus vir hulle 'n teken, hè. Toe sê hy vir hulle, dis net slegte en goddelose mense wat 'n wonderteken as bewys wil hê. So, al wat die mense gevra het, is 'n teken. En hoekom reageer Jesus nou so teenoor hulle, as hulle net 'n teken gevra het? Want die rede hoekom hulle dit gevra het, was uit hulle eie selfsugtige begeertes. Hulle wou bewys gehad het, dat Jesus Christus die Here is. Dat hy die een is wat hy sê, hy is. En baie keer wil ons dieselfde hê. Ons vra almal, ons weet dat God sit iets op ons harte, hè, maar ons wil eers hoor van ons vriend, of ons dokter, of die barista by wie jy koffie koop, of ChatGPT, jy kan hom ook deesdae vra, né? Baie slim,
Maar wat jy moet verstaan van hierdie tegnologie is, hulle gee net vir jou wat ingesit word. Hulle is nie God nie. Hulle verstaan nie hoe dinge werk nie. Hulle gee vir jou terug wat baie ander ouens in hulle ingesit het. En ons probeer baie keer by ander mense wysheid kry eerder as om na die Here te luister. Ons probeer om by God 'n antwoord te kry, maar ons leef nie volgens sy wil nie. Ons wil hê dat God vir ons iets moet bewys, maar ons lees nie sy Bybel nie. Ons lees nie die woord nie. Nou jy kan nie verwag dat God 'n deur moet oopmaak as jy nie bereid is om sy woord te lees, om te hoor wat hy vir jou wil sê nie. Jakobus 1 vers 5 sê, vra vir God, as dit nie vir jou duidelik is nie, want hy wil hê jy moet dit wat hy wil hê jy moet doen nie. Hy sal jou eenvoudig daardie wysheid gee en jou nie verwyd dat jy dit gevra het nie. God kom eerste. Ons soek hom eerste. Ons soek sy woord eerste. Ons luister na hom eerste. En dan baie keer deur iemand anders of deur 'n gebeurtenis kom die Here en hy bevestig dit. Maar ons soek altyd 'n teken in plaas daarvan om die woord van die Here te lees. Die tweede ding is ons ooranaliseer alles. Dan word ons wil presies weet hoe alles gebeur en baie keer mis ons wat God wil doen in ons lewe. Maar ons wil presies weet. Die probleem is in hierdie wêreld is daar soveel keuses. Nou kyk, enige iemand wat saam met my na 'n restaurant toe sal gaan weet, en as jy nie weet nie, moet jy jouself daarop voorberei, dat dit 'n halfuur sal vat vir my om te besluit wat om te eet. Kyk, 'n vliegtuig is maklik, né? Beef or chicken. Dit is een van die twee, okay? Die til is nog makliker, plastic. Yes, dankie. Maar daar is soveel keuses wat ons het in ons lewe, daar is soveel goed waarvan ons wil seker wees, om te weet, dit is presies wat God wil hê ons moet doen. En ons wil absolute duidelikheid hê, voordat ons 'n tree gee. Hoekom? Want dit is makliker om duidelikheid te hê, as om geloof te hê. Terwyl die woord van die Here vir ons sê, in Hebreërs 11 vers 6, dan sê hy, as jy nie glo nie, is dit onmoontlik om God tevrede te stel. Wie tot God wil nader, moet glo dat hy werklik daar is, en dat hy die wat na hom soek, beloon. Maar ons ooranaliseer alles. Ons wil presiese duidelikheid hê, terwyl die woord van die Here vir ons sê, as ons nie glo nie, is dit onmoontlik om God tevrede te stel. Ons wil nie die verkeerde besluit neem nie, en daarom neem ons geen besluit nie. En wat jy moet verstaan is dat geen besluit is ook 'n besluit. Dit is ook 'n manier waarop jy besluit in watter rigting jy wil beweeg. En baie keer wanneer ons nie 100% seker is nie, dan doen ons nie wat God vir ons sê ons moet doen nie, want ons voel nie oortuig nie, nog niemand het vir ons gesê ons moet dit doen nie, en dan is ons ongehoorsaam aan God. In plaas daarvan om te glo dat ons God tevrede kan stel. Spreuke 3 vers 5 tot 6 sê, vertrou op die Here met alles wat jy het, en moet nie staat maak op jou eie insigte nie. 'n baie goeie vers vir 'n koffiebeker. Maar 'n baie goeie vers wat ons ignoreer. Want ons wil op ons eie insigte staat maak, ons wil op ons eie uitvind wat moet gebeur. En dan sê vers 6, vra na die wil van God in alles wat jy doen, en hy sal jou die regte pad wys. Daardie vra na jou wil, die Engels sê acknowledge God. Van die Afrikaanse vertaling sê ken hom. Daardie Hebreëse woord is yada. Dit beteken om 'n diep kennis en 'n verhouding en 'n ervaring met God te hê. Dink terug aan jou lewe, waar jy kan terugkyk en sê, maar in daardie oomblik was dit God wat met my gepraat het. Dat ons 'n ervaring het van God, dat ons verstaan wie hy is. Dat dit nie net gaan oor dit wat in ons kop is nie,
maar dat ons 'n verhouding het met God. Nou hier is die ander deel waar die Bybel Yada gebruik. Dan staan daar, Adam het vir Eva geken en sy het swanger geword. So daardie woord Yada beteken 'n intieme kennis van iemand, 'n persoonlike ervaring van iemand anders, 'n diepe emosionele koneksie. Dat ons met God moet connect om te verstaan wie hy is. Dit beteken dat jy God sal verstaan as 'n soewereine God, dat jy die morele wil van God sal verstaan, dat jy sal verstaan dat daar goed is wat hy in jou lewe gaan toelaat, waarvan jy nie altyd hou nie, dat daar daaglikse keuses is wat jy moet maak, dat hy iets vir jou voorberei het, dat God goed is en dat jy sy goedheid en sy liefde en sy genade en alles wat hy is, dat dit deel vorm van jou lewe. Dat ons nie net op ons eie insig te staat maak nie, dat ons hom sal ken in alles wat jy doen. Dat die manier hoe jy date, dat dit 'n voorbeeld sal wees dat jy God ken. Dat die manier hoe jy ouer is, dat jy God sal ken daarin. Doen ons altyd die regte ding? Nee. Neem ons altyd die regte besluite? Nee. Maar dat ons alles wat ons sal doen, dat ons sal probeer om God te ken in alles wat ons doen. Dat ons God sal ken in ons finansies, dat ons sal weet dat die eerste gedeelte behoort aan hom en die res behoort eintlik ook aan hom, maar hy doen ons 'n guns en hy gee dit vir ons, 90%. Dat ons in die werk waar ons is, dat ons hoe ons mense behandel, dat ons God sal ken. Dat ons nie sal vertrou op ons logika of op ons data of alles wat ons self bymekaar sal maak nie, maar dat ons heel eerste sal vertrou op God en wie hy is. Gaan alles altyd uitwerk soos wat jy dit wil hê? Waarskynlik nie. Gaan jy altyd 'n kaart hê van presies wat alles gaan gebeur? Nee. Gaan jy elke keer weet waar is die 5de en die 6de tree wat jy moet gee? Nee, want God sê, my woord is 'n lamp vir jou voet en 'n lig vir jou pad. Dat ons daardie eerste keuses nou moet maak. Dat alles gaan nie altyd uitwerk soos wat ons dit wil hê. Jy kan nie die roeping wat God op jou lewe het uitleef as vrees die hele tyd die laaste antwoord gaan hê. Jy kan nie doen wat God wil hê as jy die hele tyd bang is dat jy 'n fout gaan maak nie. Onthou, God sê vir ons in sy woord, ek laat alles ten goeie meewerk vir die mense wat my liefhet en wat geroep is volgens my wil, nie jou wil nie, volgens God se wil. Dat al maak jy 'n fout, is dit oukei. Dis alright. Ons gaan nie almal altyd die regte besluit neem nie, maar dit vat geloof om te doen wat God vir jou gesê het om te doen. God kom na Abraham toe en sê vir Abraham, pak jou goed en trek. Waartoe gaan ons? Nee, moenie worry nie, pak jy net jou goed en trek. En toe trek hy nog die kleinste loetjie, nou pun intended, want Lot sê vir hom, ek soek die groen gras, en toe kry hy die droë deel. En God het hom geseën. Maar dit het geloof gevat van hom om te gaan. En die Here kom en hy sê vir Noag, bou 'n ark. Hoe groot? Groot. Okay? Maar dit reën nie. Moenie worry nie. Dit gaan 120 jaar later, toe reën dit. Maar dit het geloof gevat om dit te doen terwyl mense hom teenstand gebied het. En God kom sê vir Jona, gaan preek vir die mense van Ninive. En hy sê nee, hulle is goddeloos, hulle is ver van U af, ek wil niks met hulle te doen hê. En op 'n manier kom Jona daar uit en die mense kom tot bekering. En God kom na Maria toe en sê vir haar, jy gaan 'n kind hê, maar wat van my reputasie? Ek is nie getroud nie, ek is nog so jonk. Dan sê die Here, vergeet van jou reputasie en vertrou my. En dan sê sy, ek is U diensknegt en ek is tot U beskikking. En Jesus het gekom. En Jesus sê vir Petrus, klim uit die boot uit en sê, ek is nie regtig gemaak om op water te loop nie. Toe sê hy, nee, maar glo net. En terwyl hy glo, het dit gebeur. En toe die vrees hom beetpak, toe sink hy.
Want ons word oorweldig deur die goed van die wêreld. En God sê vir sy seun Jesus, gee jou lewe. En hy sê maar, is daar nie 'n ander manier nie, kan ons eerder, kan ons nie 'n plan maak nie, maar nog steeds nie my wil nie, u wil. En dit het geloof geverg om daardeur te gaan, want hy het presies geweet wat gaan gebeur. Maar ons wil presies weet wat alles moet doen. Ons wil die maklike uitweg hê. Ons wil die 100% duidelikheid hê voordat ons doen wat God wil hê ons moet doen. Want ons is bang, ons maak 'n fout. Ons doen die verkeerde ding. Ons oorspiritualiseer en ons analiseer totdat ons op 'n plek kom waar ons eintlik geen besluit neem nie. En dis ook 'n besluit. En die laaste ene is, ons maak die fout om te dink dat moeilik beteken verkeerd. Dat as goed nie uitwerk nie, of as dinge te moeilik word, dat ons die verkeerde besluit geneem het, dat dit nie God se wil is nie. Ek doen wat die Here wil hê, maar ek sukkel met my finansies en dan dink ons, dis teen God se wil. Ons neem 'n besluit en ewe skielik is daar mense wat ons teenkanting gee en ons dink maar, dit is nie God se wil nie. Ons dink dat omdat dinge moeilik raak, omdat ons iets moet doen wat ons nie wil doen nie, omdat ons iets moet doen wat ons nog nooit van tevore gedoen het nie, en daar's vrees in ons lewe, dan dink ons, dit kan nie God se wil wees nie. Want ons maak daai fout om te sê, maar as dit nie maklik is nie, is dit nie die Here se wil nie. Die goeie nuus is dit, is dat God se wil is altyd die beste om te doen. Maar dit is nie altyd maklik. Dit is nie altyd maklik om gehoorsaam te wees nie. En partykeer is dit 'n probleem. Dink net daaraan, hè, dat as maklik beteken dit dat jy in die wil van God is, dan was die kruisiging van Jesus Christus die grootste fout in die geskiedenis. Want dink julle dit was vir hom maklik? Dink julle dit was maklik vir hom om te doen wat God die Vader van hom vra? Hy het bloed gesweet. Jesaja sê vir ons dat hulle het hom so geslaan dat jy eintlik nie eers meer kon sien dat hy 'n mens is nie. En hy het presies geweet wat gaan gebeur. Hy het geweet dit gaan nie maklik wees nie, maar dit is God se wil. En as dit nie vir daai oomblik in die geskiedenis was nie, dan was ek en jy nie hier nie. Dan was ons dalk op 'n ander plek. Dan het ons geen hoop gehad vir die toekoms nie. Want ons geen behoefte gehad of begeerte gehad om God te ken nie. Om die wil van God vir ons lewe te ken nie. 1 Petrus 3 vers 17 sê vir ons, hou in gedagte, as God beskik dat jy moet ly omdat jy goed doen, is dit beter as om te ly omdat jy kwaad doen. Ons verwar gemak met die roeping van God. So as dit nie maklik is nie, dan is dit nie God se wil nie. Of ons verwar ons gebrek aan oortuiging as bevestiging. Okay, so wat beteken dit? Dit beteken, as ek in my hart oortuig is van iets, dan moet dit mos die waarheid wees. Nie waar nie? As ek in my hart oortuig is. En ons weet dat God vir ons sê, seks hoort in die huwelik. Maar ek is so lief vir die ding, en ek het my eie begeertes, my eie behoeftes. In ons hart is ons tog getroud. Het is nog net 6 maande weg voordat ons voor die dominee gaan sê ons is getroud. En ons is oortuig in ons hart dat dit die regte ding is. Maar dit is teen die wil van God. Al is jy hoe oortuig oor iets, as dit teen die wil van die Here is, as jy teen die woord van God ingaan, is jy nie binne die wil van God nie. En ek wil dit sê, almal dink dis net vir die jong mense. Ek wil sê of jy, dis amper sê ek 18, 28 is of 88 is, die reël is dieselfde.
Maar ja, ek gaan nou nie op 60 weer trou nie. Wel, dan bly jy maar in jou flat en hy bly in sy flat. Dis nou maar hoe dit werk. Want dis wat die woord van God vir ons sê. Maar ons dink dat as ons nie oortuig word oor iets dat dit verkeerd is nie, as dit my behoeftes is en my begeertes is en ek het vrede daaroor, dan is dit okay. I'm sorry. Maar God se standaarde. Ons het gepraat het oor die morele wil van God. Het ons gesê, God se standaarde daal nie af omdat die wêreld ewe skielik verander het. Omdat die wêreld dink dis reg en goed en jy kan identifiseer as 'n blompot, nee, beteken dit nie dat die woord van God enigsins verander nie. Die woord van die Here bly dieselfde. Vandag, môre en vir ewig. Maar dit is ons as mense wat sê maar ons sal bepaal wat die waarheid is. Ons sal nog daaroor ook praat. God se woord is die waarheid. God se standaard is die standaard. Nie wat ons wil hê en wat ons wil begeer nie. Dat ons 'n kompromie aangaan met die wêreld. Jy kan nie in God se wil wandel as jy sy woord ignoreer nie. Jy kan dit nie doen nie. Jy kan nie vra dat die Here jou moet lei op iets terwyl jy weet dit is verkeerd nie. Hoe jy besigheid doen, wat jy jou verhoudings het, hoe jy jou kinders behandel, hoe jy die mense rondom jou behandel. As ons nie doen wat God se wil is nie luister na sy woord nie. Hoe kan ons God se seën vra op ons lewens? Dit beteken nie as jy sukkel, is dit nie God se wil nie. Dit is baie keer God se beskerming teenoor onsself. Soos het gepraat oor dat ons oorspiritualiseer dit, ons ooranaliseer dit en ons dink dat as dit moeilik is, dan is dit nie God se wil nie. En wat doen ons nou? Daar is sekere vrae wat jy vir jouself moet vra. Die eerste vraag is dit: waar in jou lewe wag jy vir 'n teken terwyl God alreeds vir jou die eerste tree gewys het? Die tweede vraag is dit: waaroor dink jy en het jy nodig om te groei in geloof? En die laaste een is: waar het God jou geroep om hom genoeg te vertrou dat jy die risiko sal neem? Waar in jou lewe het God reeds vir jou 'n teken gegee dat jy die eerste stap moet neem? Dat jy moet ophou om te oordink. Dat jy God moet vertrou, dat jy geloof in hom moet hê. Dat jy hom moet vertrou en dat jy moet bereid wees om die risiko te vat. En weet, dit gaan nie altyd maklik wees nie. Maar dat hy is altyd by jou. En hoe beweeg ons van hier af aan? Psalm 37 vers 4 sê: vind vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. En dit is 'n baie interessante gedeelte hierdie. Want daai woord wat sê vind vreugde is anag. Dit beteken om sag te wees, om buigbaar te wees, om beïnvloedbaar te wees, om vreugde te vind in God, om jou te verlustig in wie God is. En dan staan daar, en God sal jou gee wat jou hart begeer. Maar Dominee, jy het dan nou net gesê, as ek oortuig is, dan is dit okay. Want dis bevestiging. En nou sê jy, begeertes van jou hart. As jy die Hebreërs gaan lees, dan sê dit dat God die begeertes wat in jou hart geplaas is, kom nie uit jouself nie, dit kom van hom af. Hy sit sy begeertes in jou hart. Nie jou begeertes in jou hart nie. Hy sit sy begeertes in jou hart. Wanneer jy vreugde vind in God. Wanneer jy buigbaar is om te hoor wat sy wil vir jou sê, dan breek jou hart vir wat God se hart breek. Dan word jou wil wat God se wil is.
Dat dit gaan nie oor ons eie begeertes nie, maar oor dit wat God vir ons sê. Dat hy dieselfde gees wat Jesus Christus uit die dood opgewek het, dat hy daardie selfde gees in jou sit. Dat hy jou lewend gemaak het. Dat jy God sal vertrou met alles wat in jou is. Dat jy met jou vriende kan praat of met iemand anders kan praat, ja, maar dis nie waar ons begin nie. Ons begin by die woord van God. Ons begin deur God te vertrou. Dat hy dit in ons harte insit. Dat ons hom intiem sal ken. Dat ons die gees van die vrug vir mense sal wees. Liefde, vreugde, vrede, geduld, goedheid, selfbeheersing, sagmoedigheid. Dat ons hart dieselfde hart sal wees as wat God het. En dat ons, wanneer ons die wil van God sal ken, dat ons God se hart sal ken. Laat toe dat God deur sy woord jou oortuig van dit wat 'n probleem is. Bely dit, want dis wat die woord van die Here vir ons sê. Die woord van die Here sê vir ons, daar is geen veroordeling meer vir hulle wat in Christus is nie. So wat vanoggend gebeur het, 8:30, is verby. Dis die geskiedenis. Moenie dat iemand op jou lê, dat dit wat jy verkeerd gedoen het, God teen jou gaan hou nie, want dit is die Satan wat dit doen. Hy is die aanklaer. Maar Christus is die een wat sê, ek het reeds vir jou sondes gesterf. Jy kan breek met dit wat in jou hart 'n oortuiging is wat teen die woord van God is. Maar dit gebeur wanneer ons oop is vir die gees van die Here en dat ons hom toelaat dat hy ons oortuig van dit wat verkeerd is. Om God se wil te ken, moet jy God se hart ken. Here, ons dankie vir die boodskap vanoggend, en baie keer is ons so geneig om 'n teken te wil hê of 'n stem te wil hoor. En ons analiseer alles en daar's soveel keuses en ons vra vir mense en vir dinge in die wêreld in plaas daarvan dat ons na U toe kom. En partykeer, Here, is ons eenvoudig net te bang om 'n besluit te neem. En soms voel dit vir ons het na U woord geluister en goed is nie maklik nie. Maar in al hierdie dinge dat ons altyd sal weet dat U liefde vir ons ken geen perke nie. Dat U liefde wat U vir ons het, so groot is dat U U seun vir ons gegee het, sodat ons 'n nuwe lewe kan hê, sodat ons vry kan word, dat ons besluite kan neem in ons lewens, maar Here, bo alles, dat ons U wil sal ken, deur U hart te ken. Ek bid, Here, vir elkeen van hierdie gemeente, vir die wat op die punt staan om 'n baie belangrike besluit te neem. Here, dat U vir hulle sal vrede gee. Dat hulle sal weet dat dit is moontlik nie altyd maklik nie, maar dit is nodig dat ons U sal vertrou. Dat ons geloof sal hê. Want sonder geloof is dit onmoontlik om U tevrede te stel. Ek dank U, Here, vir die goedheid en vir die liefde en dat ons U kinders kan wees. Ek bid dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen.